Goeiemiddag en baie welkom by die program Vrou Wees. Vrou Wees is nie net 'n rol nie. Dit is 'n kuns. Om sag te wees in 'n harde wêreld en sterk te wees sonder om jou hart te verloor. Ons as vroue maak 'n verskil deur liefde, deernis en wysheid. Ons trotseer uitdagings met moed en deursettingsvermoë. Ons is nie perfek nie, maar ons is perfek geskape en ons is eg. Baie dankie dat julle ingeskakel is by Live FM 100.6 in die Klerksdorp area en 98.1 in Potchefstroom. As jy wil gaan saamluister vanaf die webtuiste, is jy welkom om so te maak vanaf www.livefm.co.za. Daar kan julle ook na vorige boodskappe gaan luister wat julle dalk moontlik gemis het, of net weer na wil gaan luister. Of as jy sommer net een van die programme wil aanstuur vir 'n vriendin en so, dan kan julle daarso op content ingaan en dan kan julle daarso die link aanstuur vir hulle. Dan is julle ook welkom om vanaf die app te luister en dan kan julle ook kontak maak met Live FM op 066 516 6917. Ek is Chantal van der Merwe en saam my is Marlies Engelbrecht. Hallo mater. Lekker om hier te wees. Dis altyd lekker as jy hier so is. Ek het jou gemis. Ons het Ek het ook gemis. Ek wil net sê, ja, die rede hoekom jy vir 'n rukkie so bietjie nie hier is nie, is jy besig met jou swattings. Ja. So, Ja, ongelukkig het van my klasse geval in hierdie slot. So, Ja. ek is so jammer oor dit. Ja, maar ek mis jou verskriklik baie. En dit is vir my so lekker dat jy hier is en ek weet die luisteraars mis jou ook. So dit is vir ons 'n voorreg dat jy hierdie tydjie uitgeknip het om bietjie saam met ons te wees. En dankie dat die mense jou so bietjie vir ons gegee het vandag. By die werk en by die swattings en alles. Dus dankie daarvoor. Ons gaan nog sommer so lekker bietjie vanmiddag kuier en so bietjie saam met julle gesels en Marlies het nogal 'n baie interessante tema wat sy vir ons bymekaar gesit het en ek kan nie wag om dit met julle te share nie en sy kan nie wag om dit met julle te share nie en ons gaan nou gou vinnig oor na advertensiebreek en musiekbreek. Ons is net hierna is ons weer terug. Baie welkom terug by die Vrou Wees program. Ek is Chantal van der Merwe wat vanmiddag saam met julle kuier en saam met my is Marlies Engelbrecht. So ons het sommer maar net bietjie iets lekker. Marlies het vir ons so lekker iets op die hart en veral nou in hierdie tydperk waarin ons nou is. So Marlies, gooi hom. Ek het toe jy my sê ons moet kom sit en gesels, toe dink ek nogals of ek het heeltemal besef hoe moontlik dit is dat 'n mens enige iets waaroor jy praat, enige iets wat jy doen, dat 'n mens geestelike waarhede kan op fokus, dat jy waardes, gawes, enige iets op kan fokus en dat jy vir Jesus kan mis. Dit het vir my 'n verskriklike groot werklikheid geword die laaste tyd, waar 'n mens besig is met dinge van die Here en hom totaal mis, waar mens Jesus as middelpunt totaal mis. Ja. Ek dink Jesus ek vat die woord toe nou en ek begin so 'n bietjie rond te kyk oor hoe baie hulle praat in die Nuwe Testament van Jesus as middelpunt. As jy mooi gaan kyk, die Heilige Gees fokus op Jesus. God die Vader fokus op Jesus. Alles wys terug na Jesus toe. Wow. En ek lees toe raak van iemand wat 'n opmerking maak, wat sê, hy het begin tel, as predikers daarvoor staan en hulle preek of hulle praat of so aan, het hy begin tel, hoeveel keer praat hulle van Jesus Christus. Hy sê en baie keer is dit 1 of 2 keer, en sommige kere is dit 0, dis niks. En as ons Jesus as middelpunt wat die Alfa en Omega, die begin en die einde is, as ons dit op hom wil fokus, dan
hoe kan ons enigiets doen, enigiets sê? Ek dink ons het 'n bietjie verloor uit ons fokus uit. Ek gaan toe nou, as ons gaan kyk na die aantal kere wat Paulus in sy briewe in die Nuwe Testament aan al die volke, die briewe wat hy geskryf het, as ons gaan kyk na dit, en hoeveel keer hy na Jesus verwys, ewen net in die begin van al sy boeke, nee, ek het gaan kyk, Kolossense 1 het net 29 verse, en hy verwys 30 keer na Jesus. Sure. Efesiërs 1 het 23 verse, en hy wys 26 keer na Jesus. Ja. Filippense 1 het weer 30 verse, hy verwys 20 keer na Jesus. Romeine 1 net van vers 1 tot 9, verwys 11 keer na Jesus. Dan kyk jy na 1 Korintiërs 1, ook net van vers 1 tot 10, en daarin is daar 13 verwysings na Jesus toe. 2 Korintiërs net van vers 1 tot 5 is 5 verwysings, en dan Galasiërs 1 net van 1 tot 4 is 4 verwysings. So, as mens kyk na dit, en hoeveel keer Paulus, hoe belangrik, ek die woord sê, wat die hart van volle loop die mond van oor, en as Jesus daai middelpunt vir ons is, en obviously het dit by Paulus gewys, as hy het net oorgevloei, as ons kyk na hierdie, hoeveel kere, net in al sy eerste hoofstukke. Ja, so, en ek dink, dit is waarom het vir my noodsaaklik is, toe jy my vra, wat dink ek, en toe dink ek, joh, is dit nie net nodig, dat ons weer 'n vars fokus op Jesus as middelpunt, die woord sê hy's all in all, hy's alles in alles, dat ons net weer 'n fokus op hom sit, en terwyl ek so besig was, skryf ek daar om Jesus in ons tyd vandag getrou te verteenwoordig, want dis tog hoekom ons hier is, om hom te verteenwoordig, nee? Ja. So verteenwoordig in Engels is represent. Nou, ek het mos 'n rukkie terug met jou geshare, toe die Here met my so begin het oor retreats, wat ek wil hou, die retreat, en dan is dit mos remove, replace, restore, regain, reset, al daai re's, nee? So as ons nou kyk na, om hom weer te present, nee, verteenwoordig is om hom te represent. So, daai net om weer terug te gaan, en om, as jy iets present, sit jy dit mos mooi voor, jy hou nogals van opmaak en tafelstek en so aan, jy present 'n tafel, so om hom te present, en te represent, dink ek moet ons weer net 'n fokus sit op Jesus en wie hy is. Ja, daai spieelbeeld van wie hy is. Yes, absoluut. Sure. Ek is eintlik nogal besig met daai een Bybelstudieboek, daai Shema. Ek weet nie of weet jy, maar en daarso ook hulle vir al die eerste klomp hoofstukke gaan nou juist nogal oor Hooglied, en hoe dit Jesus eintlik in Hooglied inbring, en daai van hoe ons verhouding, en ek weet, mense moet eintlik baie meer uitbrei, sodat die luisteraars nou eintlik die prentjie sal kry agter hoekom ek nou spesifiek praat ook oor Hooglied, want eerste ding waarna ons dink as ons dink Hooglied is getroude paartjie, maar eintlik ons verhouding wat ons moet hê, ons moet so longing hê vir Jesus, soos wat ons vir ons bruidegom hy is ons bruidegom, maar soos wat ons vir ons manne het, en die eintlik baie salverse, soos wat hy vir ons terug ook het, So daai, ek love daai boek, want daarso is absoluut die fokus, is dit wat Jesus, of dit wat God wil hê, ons moet met Jesus hê, en presies wat jy sê, die fokus kom dan nou terug, na Jesus toe, die middelpunt. Ja. Nou ek het sommer hier, om hom te represent of te herverteenwoordig, het ek sommer die eerste punt, Jesus die beeld van die onsienlike God. En ek het hier gegaan na Hebreërs 1 vers 3 toe. En Hebreërs 1 vers 3 sê, "The sun is the dazzling radiance of God's splendor, the exact expression of God's true nature, his mirror image." So,
hoor net weer, the sun is the dazzling radiance of God's splendor. Dazzling radiance of God's splendor. The exact expression of God's true nature, His mirror image. Dis die passion. Sure. So hier, daar's 'n vers wat sê, ek dink dit is, is dit in Johannes 14 of iets wat hy moes sê? Ja, Johannes 14 vers 9 sê hy, want daar het Filippus vir Jesus gevra, Lord, show us the Father. Ek is weer in die passion. En Jesus sê te vir hom, maar Philip, I've been with you all this time and you still don't know who I am. How could you ask me to show you the Father? For anyone who has looked at me has seen the Father. So hier sê hy weer 'n tweede keer, Jesus lyk soos die Vader. As ons na Jesus kyk, weet ons hoe is die Vader. En dit is nie net in die fisies nie, dit is sy karakter, alles van wie hy is. En as ek nou hierdie prentjie in my kop sien, dan hy reflekteer Vader, en wanneer ons hom represent, dan reflekteer ons Jesus. So yes, hoe amazing. En ultimately the Father. Ja. Want ons wil hom tog hier op aarde wees. Ons wil hom verteenwoordig, represent. Ja, en Heilige Gees is in ons. Ek sien dit nou, Heilige Gees is in ons. God, Jesus reflekteer Vader, en die Heilige Gees in ons, wanneer ons met sy leiding werk, reflekteer ons Jesus en represent ons Jesus. So, hoe kan 'n mens dan die pad stap sonder Heilige Gees? Maar ja, dan as 'n mens alles van Vader na Jesus, na Heilige Gees, in ons, alles in ons. 3, maar tog 1, in die volheid van die Godheid. Daar's 'n vers wat toe ek so besig was, wat ook sê, die volheid van die Godheid is in ons. En daar's ou sal seker nou daarby kom, maar waar hy ook sê, dat God, dit het hom behaag, om alles wat hy is in sy seun te sit. Ja. Sure. En dan sê hy weer, en alles is in ons. So, hoe amazing, hoe groot is dit? Ek dink nie ons fathom regtig, ons grasp daai ding van hoe belangrik Jesus as middelpunt van alles is. Ja. hierdie wat Jesus die beeld van die onsigbare God, daar waar hy gesê het, hy is die mirror image, the exact expression of God's true nature, Hebreërs 1. So hy openbaar hoe die Vader werklik is. Hy is die presiese uitdrukking van God en God se hele wese. En as jy God se hart wil ken, kyk na Jesus. Sure. Kyk na Jesus. Ja. Ek wou nou nogal vir jou gesê het, dat ek het hierso geskryf, die kerk is swak, omdat ons 'n swak, klein Jesus aanbid. Sure. En tog sê die woord eintlik, dat Jesus is all in all. En ek weet nie of het ons in die begin gesê nie, maar eintlik die hoofsaaklike tema vir die ding is, wat jy gesê het is all in all. Hy is all in all. Hy is alles in alles. Die middelpunt van alles. Die skepper van alles, die onderhouer van alles, die verlosser van alles, die regter oor alles. En die ding wat ek ook hierso geskryf het, is ons probleem is ons hou vas aan 'n sagte, vriendelike Jesus, maar ons vergeet dat hy is eintlik maar die almagtige heilige regter. So ek dink daar's soveel fasette van hom, en van Jesus, want soos ek net nou gesê het, en ek het dit nou hier gekry, dis in Kolossense 2 vers 9, waar hy sê, for he is the complete fullness of deity living in human form, and our own completion and completeness is now found in him. We are completely filled with God as Christ's fullness overflows within us. Hoor weer wat hy sê, we are completely filled with God as Christ's fullness overflows within us.
Hoor net hoe mooi is dit. Met ander woorde, Kolossense 2 vers 9 sê dat die volheid van die Godheid woon in Jesus, in Christus. En ons kom niks kort nie, want hy is binne in ons en hy kort niks. Hy kom niks kort nie. So, ons is complete, ons is volledig in hom, want hy is die volledige Godheid wat in hom is. Dit laat my nou dink, juist met daai gedeelte wat hy ook sê, jy weet, dit wat in ons hart is wat uitkom. Yes. En as hy dan so in sy volheid in ons is ons dan besig om onsself vol te maak met hom. Ja. En wat kom dan uit? Want as dit wat hom nie represent, nie uit ons uitkom nie, dan is dit nogal 'n gevaarteken vir ons om te weet dat ons is nie vol van hom nie en dat ons moet teruggaan en eers bietjie daai gaan volmaak sodat hy in sy volheid wie hy is in ons kan wees, sodat dit is wat overflow en uitvloei uit ons uit. En ek is mos maar die prentjie mens en hulle sê mos, jy gee nie van dit wat in jou koppie is nie, maar van dit wat oorvloei na die piering toe. Ja, ek het iewers nou ook in die week, hoor ek nou iemand sê, ons is nie veronderstel om uit ons krake uit mense te voed en vir mense iets te gee nie, want dan loop ons leeg. So, as ons vol word en ons voed mense en gee vir mense uit ons overflow uit, maak hy so grappie, hy sê so, ek gee nie, jy drink nie uit my koppie uit nie, jy speel in my piering. En dit is so amazing om daai prentjie te sien, dat ons moet mense laat speel in ons pierings. Ja, ag dit is mooi, ek like dit, want so ek so jy weet mos, ek is mos 'n prentjie mens. Ja, ek het hier 'n volgende punt, sommer so van Jesus as middelpunt, ons nou so gepraat het, nê, en Kolossense 1 vers 17 sê hy, He existed before anything was made, and now everything finds completion in him. So hy het voor die grondlegging van die wêreld, voor enigiets anders, het hy bestaan. En nou vind alles hulle absolute completion. Wat is die Afrikaanse woord vir completion? Hulle yes, ek weet volheid, amper sê completeness. Vind hulle in hom. So, hy het voor alle dinge, voor enige ding en voor alles tot stand gekom het, was hy daar. En ek dink ons identiteit en ons emosies en alles, dink ek vind beleining, vind wat ook al wat ons nodig het in hom. En dis daai completeness. Ja, as ek, hy is die begin en hy is die einde, maar die begin en die einde stop alles by hom. Begin by hom en stop by hom, so dit is alom 'n ewige sirkel. Dis forever. Ja, daar is nie 'n hakplekkie nie, daar is nie 'n openingkie nie, daar is nie 'n wonder nie. Ja, dis vir my baie mooi, ek like dit. Ag ek wil regtig waar, soos wat ons so sit en gesels, wil ek vir die luisteraars regtig vandag sê, gaan kyk 'n bietjie in die woord, gaan lees die woord met Christus as middelpunt, gaan lees ewen die Ou Testament met Christus, met Jesus as middelpunt. Dit verander die hele skrif. En ons het regtig, soos wat ek aan die begin gesê het, ons het regtig op 'n plek gekom waar ons so maklik net motiveer en sekere temas kies. Ek praat nie van noodwendig net ons nie, maar enige iemand wat sommer 'n tema kies waaroor hulle preek, maar hoeveel in daai tema is Christus die middelpunt. As God die Vader heeltyd na Jesus toe terugwys, as die Heilige Gees ons heeltyd na Jesus toe terugwys, wie is ons om 'n prentjie in te kleer sonder dat Jesus die middelpunt is? Ja. Ek lees, ek sien
ons het nou al hoeveel keer so gepraat van, byvoorbeeld dat hy lig is. Ons het al baie goed gepraat, en ek kry die mooiste versie in Psalm 36, vers 9. Hoor wat sê hy ook hier van Jesus? To know you is to experience a flowing fountain, drinking in your life, springing up to satisfy. In the light of your holiness, we receive the light of revelation. In the light of your holiness, we receive the light of revelation. En dis daar waar ons drinking in your love, springing up to satisfy, so dis daar waar ons by hom drink, by hom sit, met hom fellowship, face to face met hom is, waar ons lig kry by sy lig. Ja. Omdat hy lig is ons lig. Dit is so amazing as ons net so oomblik stil sit en aan dit dink. Ja, ek dink nou, partykeer, wat hou ons terug om juist, soos jy nou gesê het, in daai fellowship met hom te sit, is omdat ons bring hom nie in alles in waar hy eintlik die middelpunt moes wees nie. En ons was nou so rukkie terug, hele rukkie terug was ons mos op 'n huwelikskamp, en ek het selfs daarso, het ek gehoor hoe hulle praat van sekere tye wat hulle soos Here, jy is so welkom hierso, en daar's niks verkeerd daarmee nie, maar ek het toe nou vir 'n oomblik net ervaar dat where the spirit of the Lord is, there is freedom, en ek het hom nooit uitgehaal nie, want ek ervaar soveel vryheid in my huwelik, en om tyd met hom te laat dit is, hy so oralste deel van ons huwelik, en van myself, en dan ons huwelik, en my man, deel van my man, dat hy is werklik waar, daai middelpunt wat ons bring alles net terug weer na hom toe, dat hy het nie 'n special invite nodig nie, hy is daar alreeds, en ons baie keer aanbid ons ook, Here wees met my vandag, maar hy is alreeds met jou, ons moet net besef dat hy is die heeltyd daar, ons moet hom net deel maak daarvan. Dit is soos om daai wat hulle sê die derde wiel aan die water wees. Mens voel partykeer so as daar ander mense teenwoordig is, of as jy in die teenwoordigheid van ander mense is, dan voel jy soos 'n derde wiel wanneer hulle jou nie deel maak daarvan nie. Maar sodra hulle jou intrek, en dis wat ons met Jesus moet doen, is hy is die middelpunt, en die gesprek moet om hom die heeltyd tot die middelpunt te kom. En is dit nie net oor hy is, ek verstaan jou 100% reg, want hy is heeltyd daar, gaan dit nie net oor ons bewuswording van dat hy heeltyd daar is. Ons absolute, ek dink die feit dat ons om die middelpunt en die lig op hom skyn, die hele tyd. Maak nie saak waar ons is en wat ons doen nie. Ja, en hulle sê mos altyd, wanneer jy Jesus in 'n gesprek inbring, dan verander die hele gesprek. So, ons gaan nou weer verder aangaan, ons gesels net na die breek. Baie welkom terug, ons gesels verder. Ag, ek sê nou tydens die breek, daar's soveel dinge wat ek dink, ons praat oor die algemeen van wat Jesus is, ons lees die goed, maar ek dink nie, dit val werklik waar, en ons besef werklik waar, dat Christus, die absolute Jesus Christus, die absolute fokus van alles is nie. Soos ek en jy begin het met, he's all in all, hy is alles, en hy is alles, en hy is in alles. Jesus is ons herder. Hy lei, voed en beskerm. Nou dink ek, ons hele lewe gaan om, ons soek leiding, ons soek voeding, ons soek beskerming. Ons mis dat die woord sê, Jesus is dit alles. Hy sê, in Psalm 23, daar staan in Johannes 10, waar hy sê, hy ken sy skape. Nou, as ons dit kan, hy is die een, as jy Psalm 23 gaan leer, he restores your soul, hy is die een wat ons siel, ons emosies herstel, as ons na hom toe gaan. En hy lei ons ook uit verwarring uit. Want hy staan daar,
He guides us out of confusion, sê een van die vertalings. Dis so mooi. So hy lei ons uit enige verwarring uit. En Ja. is dit nie lekker om te weet dat maak nie saak wat gebeur nie en al voel ek soms verward as ek onmiddellik weer my fokus op hom, want soos jy net nog gesê het, hy's daar. Ons moet net weer bewus raak dat hy daar is Ja. en hom aanroep. Ja. Jesus, en hy sal ons uit daai verwarring uitlig. Ons het net nou gepraat dat hy die lam en die leeu is. Ja. Jy het 'n versie daar uit was dit Revelation uit Openbaring gelees oor die lam en die leeu. So hy red met sagtheid, maar hy regeer met gesag. As ons kyk na die Ou Testament hoe hy met gesag regeer en hy sag met woorde maar fel teen my vyande. Hy so ek sien so prentjie as ek altyd aan Jesus dink, sien ek so prentjie van wanneer ons vyande met ons mors en die vyand met ons mors, hoe hy werklik waar net sit en wag om die vyand te gaan en af te weer en die vyand op sy plek te sit, omdat ons so absoluut kosbaar vir hom is. Ja, en wat ook so lekker is van dit, om te weet dat hy fight daai battles vir ons, en dat ons sommer net so agter hom kan gaan wegkruip, of bo op sy skoot kan gaan sit, en hy die krag om net die vyand in 'n oogwink net te verwoes, in die situasie wat ook al jy dan nou is. Laat my altyd so dink, toe ek in die huis was met my pa en met my ma, maar veral my pa, het hy, as ek het nou nogal sien, dan my pa, verteenwoordig vir my nou nogal baie Abba Vader, en dan my ma weer Heilige Gees en so aan. En weer eens dan dink ek so by myself, nou wonder ek wie verteenwoordig Jesus, en dit was nou eintlik vir my lekker, want ek het in 'n huis groot geword waar ek 'n ou boet mos nou het. So my boetie het nou nogal vir my hy het die pad vir my vooruit gegaan. So dis nou altyd, selfs as ek in die skool was, dan was ek nou altyd Greiling se sussie gewees. En jy weet, en John was so gewees. So of is jy John se sussie, maar eintlik waarop ek nou wil terugkom is, hy het al reeds die pad gaan stap, en party van die goeters kon ek nou regtig half in sy voetspore volg, en hy het al reeds die voetspore daarso getrap, en daar gelos, en ek kon net volg in dit, en ja, so dit was nou, maar om dan nou terug te kom by wat ek wou gesê het van my pa is, kyk, en selfs my ma, as jy met hulle kinders, hulle is baie geduldige mense, maar as jy met hulle kinders gemors het, dan was dit vir jou nagnala gewees. Kyk, hulle sal vir jou agter 'n berg gaan uithaal het, jy moet net nie aan hulle kinders, en dit is hoe ek voel, wanneer ons na Jesus toe hardloop met ons goed waar die vyand, want die woord sê, dat, maak nie saak wat se aanslag die vyand teen ons vorm nie, dit sal nie deurgevoer word nie. So, om dan nou by hom te gaan wegkruip, en te sê, en hom toe te laat hy dit hanteer, want juis in so 'n battle, dan voel dit vir my partykeer, ek kan nie noodwendig reguit dink nie, en ek het antwoorde by hom nodig. Ek is nie daai een wat daai impulsiewe dadelike besluit kan maak van dit is nou hoe dit moet gebeur nie. Maar as ek net soos Jesus, ek weet nie wat om hier te doen nie, help my net. En as ek wakker word en ek het daai angstige gevoel van ek weet nie hoe gaan ek deur hierdie dag kom nie, en dan maak ek my woord oop en dan vra die woord vir my, waaroor is jy so angstig? En want ek is daar. En dan dink ek, okay, jy weet, dit is dan nou die regte plek, en ek dink ek het so rukkie terug ook gesê, dis vir my die lekkerste plek om by te gaan skinder. Ek weet die Bybel sê ons mag nie skinder, maar ons mag by hom skinder. Want die Here ken ons hart. En om by hom te gaan sit en te sê, hierdie is nie fair nie. Ek hou nie van die manier waarop hierdie persoon opgetree het nie. En dan wat so lekker is vir my partykeer van dit is, hoe Jesus vir my hart kom verander. En vir my kom uitwys waar
in sy woord wys hy vir my hoe hy dit sou gedoen het en of hoe hy dit doen en om in daai voetspore te kan instap en te kan jy weet soos ek nou gesê het ek gaan skinder by hom maar hoe hy dit sou gedoen het en hy kom verander my hart deur dit. Ja. Daai beeld van die voetspore wat jy nou van praat, Johannes 14 vers 6 sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe. En daai weg sien ek ook altyd hierdie prentjie van voetspore op die strand en ons het groot geword met die ding dat die ryvoetspore word een ry en dis die tye wat hy ons gedra het. En ek sien altyd daai ding van as ons werklik waar hom wil represent soos ons nou gepraat het aan die begin om net in sy voetspore te volg en ons kan dit nie doen as ons hom nie ken nie. Hy bring rigting waar ons verlore voel. Daai Johannes 14 vers 6 hy bring waarheid wanneer ons verward voel. Hy gee lewe wanneer ons uitgeput voel. Al daai goed kry ons by Jesus hy het al daai dinge van ons amper soos 'n reservoir wat ons net kan kom volmaak. Ja. Ons doen dit net so min. Ons raak uitgebrand en dan besef ons maar ons het nie gaan vol word nie. Ja. Ons raak moeg en tam en lam en geen krag nie. Dan besef ons maar ons het nie gaan kyk hoe lyk ons petrolkies. En al daai kry ons by hom. Ons vol word ons dit is en dit is ons daai ding wat hulle altyd sê ons het nie want ons vra nie. Ja. Ons presies daai wat jy nou gesê het, ons gaan sit nie by hom en gaan maak vol nie. Ons bring nie al ons dingetjies na hom toe en gaan vra wat die antwoord is en wat die rigting is. En as hy die lig as ons die lig is en hy kom plaas die lig in ons, dan gaan charge ons mos by hom. Yes. En aangesien ons mos nou alles so tegnologie het, so ek sê, gaan plug in by hom en gaan charge net weer bietjie. En daai is altyd die maklikste dele om vir my kinders te sê. Nee, ek dink is tyd dat jy jou powerbank gaan volmaak by Jesus. Gaan plug net bietjie in en gaan vra en hy sal vir jou gee, want enige iets wat ek of die wat vir ons kinders kan gee, hoeveel te meer gaan die Here nie soveel beter en vir ons kinders gee as wat ons kan enigstens dink om vir hulle te gee. Ja. Johannes 14 vers 13 wil ek gou vir jou lees. Hier staan: I will do whatever you ask me to do when you ask me in my name. And that is how the Son will show what the Father is really like and bring glory to him. Ask me anything in my name and I will do it for you. Is dit nie absoluut amazing daai wat hy gee wat ons nodig het. Hy gee wat ons nodig het. En in Jesus se naam. Ja. En ek dink, ek weet, ons onderskat eintlik so die krag van wat Jesus se naam dra. Ja. Hoor wat het Jesus hier gesê in Johannes 14 ook vers 30. I won't speak with you much longer, for the ruler of this dark world is coming, but he has no power over me, for he has nothing to use against me. I am doing exactly what the Father destined me to accomplish, so that the world will discover how much I love my Father. Now come with me. So hier het Jesus vir hulle gesê, die vyand gaan niks by hom kry nie. Hoekom nie? Want Jesus het net absoluut, hy het nie toegelaat dat die wêreld in hom kom nie. Jesus was in die wêreld, hy het mens geword, maar hy het nie deel van die wêreld geword nie. En ons laat, dis 'n ander ding waaroor ons lekker kan gesels iewers, maar ons laat so toe dat dit wat mense sê in ons kom sit. Dit wat met ons gebeur in ons kom sit. Ons vra, ons laat so toe dat dinge wat om ons gebeur ons van koers afbring. En daai ding is absoluut die vyand wat kom en niks in Jesus kan vind nie. So dis 'n ander ding is
as hy niks in Jesus kon vind nie, kan hy iets in ons vind. Is daar iets, 'n deur, 'n oop deur, 'n voet in die deur, wat die vyand by ons kan vind en het. En dit moet ons osself afvra. Want Jesus sê daar, hy kan niks, die vyand kom, maar hy kan niks, hy het niks in my en hy gaan niks vind nie. Ja. So Jesus is die oorwinnaar, nê? Ja. Ons kan in Kolossense daai oorwinnaar, want daar's niks nie, maar in Kolossense 1:13 sê hy ook dat hy Jesus the victor, praat die woord van hy's die oorwinnaar. So dit is altyd vir my so mooi, as hy die oorwinnaar is, dan veg ons vanuit oorwinning en nie vir oorwinning. Sure. Ons, die oorwinning, daai die woord sê, dis reeds, the battle is already won. Ja, Die oorwinning is reeds gedoen, so ons veg vanuit daai oorwinning en nie vir oorwinning nie. Ja, daai fondasie is klaar gelê, Absoluut, dis gedoen. daai ding is klaar gedoen. Ja. Ons kan kyk, Jesus is die wingerdstok, ons het gepraat, ek en jy al oor Jesus, wat die wingerdstok is, wat, as hy die loot is, as die loot vas is aan die wingerdstok, dan is die vrug verseker. So die vrug is daar, as die loot vas is aan die wingerdstok, wat absoluut amazing is. En ek wil weer eens die luisteraars encourage, gaan ondersoek die woord. Jesus is die bruidegom. In die hele Songs of Solomon, Efesiërs 5 praat van hoe hy vreugde in ons vind. Hy is die bruidegom en hy vind vreugde in ons. Ja. Hy verdra ons nie net nie. Ja. Die woord sê hy verheug hom oor ons. Sure. Ek het juist met daai Shema boek waarmee ek besig is, was een van die topics, as ek dit nou sommer so mooi kan probeer onthou, het hulle gesê dat soos ons die vrugte van die Gees dra, kom Jesus in ons tuin in en hy kom kyk wat se vrugte en hy kom eet aan ons vrugte van en toe dink ek by myself, wat se feesmaal sit ek vir hom voor? Ja. Leef ek daai vrugte van die Gees, leef ek dit uit? Berei ek vir hom 'n aangenome feesmaal in my teenwoordigheid? By hom, of wat bring ek na hom toe? Wat bring ek na sy tafel toe? As ek dit nou eerder so kan stel, alhoewel ek dink Jesus ontmoet ons net daar waar ons is, maar wat bring ek op my skinkbord na hom toe? Bring ek vir hom al daai mooi dinge, of bring in 'n aangenome reuk, of bring ek vir hom bietjie vrot appel? En tog, dit wat jy nou sê, as ons praat van hy wat die wingerdstok is in ons die loot, ons het nou gesê, as die loot binne in die wingerdstok vas is, dan is die vrug verseker, it's guaranteed. Daar's nie, die vrug sal groei as die loot in die wingerdstok is, Yes. So ek hoef nie te soeg en hierdie vrugte uit te druk nie, want lewe kom natuurlik. Ja. So as ek binne in hom bly, Ja. sal daar vrug wees en hy kan daai vrug, soos jy sê, weer sien, weer geniet, weer in my lewe, want ek dink hy staan en hy kyk en hy smile en hy lag en hy geniet ons, hy geniet dit wat ons gee, dit wat ons is, dit wat ons het. So, ja, as ons net kan sien, ons het gesê ons moet Jesus represent, kom ons gaan terug so intoe, om hom te verteenwoordig, en ons het nou gesê represent, so herverteenwoordig, ons gaan terug op ons voetstappe, kyk wie Christus is, hoe doen ons dit? Ek dink, ons wys hom as 'n daaglikse werklikheid, elke dag vir mense, en nie net 'n Sondag-konsep nie, Ja. nie net 'n Live FM konsep nie, nie net 'n Bybelstudie konsep nie, maar elke dag, oral waar ek gaan, dis hoe ons hom represent. Hoe nog? Om elke boodskap terug te bring na die persoon Jesus toe. En nie net die beginsel van Christendom nie, but the person Jesus, want God sê self in die woord, alles is in Christus. Ons is in Christus, hy is in ons. So we have everything, en dan laaste, laat sy karakter
in ons is en dat ons hom wys as aanwyse, as middelpunt van alles. Ja, en ek het hier ook geskryf, ek kan hom nie halfhartig lief hê nie. Yes. Hy verdien my alles, in alles. En hy verdien my volle hart, my volle gehoorsaamheid en my volle loyaliteit. Sure, it's amazing. Ja, so hy verdien my alles in elke situasie. Sure. In my huwelik, in my ma wees, in my dogter, ek is dogter vir my ouers, in dogter wees, en hy is my bruidegom, en ek is sy bruid, hy verdien my alles en alles. Ja. Ja. Amen. Ja. Ja, goed dan. Amen. Ons, dit is al vir hierdie week. Ons groet julle en ons gesels dan weer volgende week met julle en julle moet asseblief 'n blessed week hê. Nee, asseblief nie, julle moet 'n blessed week hê, 'n geseënde week en goedheid en guns in oorvloed vir ieder en elkeen van julle. Amen. Nou sê, tot volgende week.